Die Dipmaster het ek ontwikkel met die kort agtergrond wat ek gegee het, en mag ek net sê, as die boek van Bosluise 1000 bladsye was, het ek die bietjie wat ek nou gegee het oor Bosluise, dan is dit net enkele woorde van die eerste sin van die eerste hoofstuk. Daar is enorm baie oor Bosluise wat verstaan moet word, en wat ek hiermee probeer regkry, is om dit in 'n gemaklike, gekondenseerde manier vir die boer oor te dra. En uit die agtergrond wat ek nou gegee het, is die Dipmaster se strategiese toepassing ontwikkel, sodat dit die boer en die produsent kan bemagtig om op strategiese tye, wanneer die bosluis vatbaar is, net wanneer hy uitgebroei het of net voordat hy moet eiers lê, dat hy beheer kan word met effektiewe gif, sodat ons die bosluis plaag en las op 'n plaas drasties kan verminder. Ek het die Dipmaster ook ontwikkel op so 'n manier dat hy 'n dosis dipstof op enige plek van die dier se lyf kan toedien wat die boer of die produsent se keuse is. En daar's 'n baie belangrike rede daarvoor. Hierdie bosluise het voorkeur plekke waar hulle wil gaan sit en heg om 'n bloedbaal te neem. Bruinoor bosluise en rooipoot bosluise is byvoorbeeld in die oor, veral wanneer hulle larve nim stadiums is, hulle gaan oor toe. Maar in hulle volwasse stadium, dan gaan hulle na die kruis, na die anus en na die stert se punt toe, en ook na die melkspeel. Bontpoot bosluise gaan na die pote toe, en hulle gaan na die spene toe, en hulle gaan na die geslagsdele toe. Hartwater bosluise het ook sulke karaktereienskappe. Wat ook al die uitdaging op die plaas is, die Dipmaster is aanpasbaar, sodat jy maklik kan verstel dat jy 'n konsentrasie dipstof daarop kan uitlaat. Die dipproses is eintlik baie maklik, omdat jy nie arbeid by betrokke is nie, omdat dit 24/7 beskikbaar is, hy moet net dipstof in hom hê, omdat daar nie 'n kragbron by betrokke is, omdat niks en niemand 'n dier aanjaag nie. In sy eie tyd moet die opstelling gedoen word dat die bees of die bok deur 'n drukgang of 'n hek van soorte of 'n wildspad of 'n bomma se ingang, sodat hy daardeur gaan na lek toe of na water toe. Almal wil lek hê, almal wil water drink. Nou dan, dit is die aantrekkingskrag om 'n bees of 'n bok deur die drukgang of 'n hek of 'n kraal of wat ook al die opstelling moet wees, te lok, die trap so te manipuleer dat hy liggies op die dipstel trap wat 'n defleksie het van 5 mil onder die grond, en dan met ander woorde dat die dier in sy eie tyd, in sy eie spoed gedip word. En dit gebeur wanneer hulle oor die dipstel beweeg en daarop trap, sonder 'n kragbron, wat enige stres en aanjaag van die dipprosesse heeltemal elimineer. Soos ek gesê het, die enigste vereiste van hierdie dipstel of die Dipmaster is dat daar genoeg dipstof in sy kannetjie moet wees wat deur die stelsel voorsien moet wees. Die sukses van die Dipmaster lê in sy opstelling opgesluit. Die opstelling vereis dat die trap van die dier op die dipstel moet plaasvind om 'n volume dipstof van 8 tot 10 mil, sê nou maar, op die skof uit te laat. Onthou nou dat 'n dier het 4 bene. Hy trap met die voorpoot en die agterpoot kom sit hom daar agter neer, en dan kry hy aan sy sykant met ander woorde 2 skote dipstof. Die dier moet ook in eie tyd sonder aanjaag, sonder vrees, sonder stres oor die dipstel beweeg. En soos ek gesê het, dit moet gemanipuleer word, sodat die dier natuurlik oor 'n stomp of 'n bloekompaal of wat ook al sal trap of met 'n draai op die dipstel trap, sodat hy gedip kan word. Die toediening dan, as ek dit net weer kan beklemtoon, van die dipstof in plaas wanneer die dier op die dipstel trap, wat die meganiese meganisme onder in die dipbak dan aktiveer en 'n beperkte hoeveelheid dipstof op die dier uitlaat. Ek manipuleer dit dat as dit wild is, verkies ek dat die toediening 8 mil moet wees,
en wanneer dit bees is, dat dit 10 mil moet wees. En nou moet onthou word, daai bees gaan eenmalig deur 'n eenrigting in, hy gaan drink sy water of eet sy lek of sy voer, en dan kom hy weer oor die dipstel. So met ander woorde, een kant word gedip, hy kry met ander woorde min of meer die helfte van sy dosis, en wanneer hy weer oor die dipstel natuurlik beweeg, kry hy sy tweede dosis. Ek gebruik gewoonlik in my opstelling so 4 of 5 bloekompale wat ek so 600 mil uit mekaar uitsit, sodat hy met sy 4 bene daaroor kan trap. En die 600 mil het ek uitgewerk, dis min of meer die afstand wat tussen 'n bees as hy stil staan en sy voorhoef en sy agterhoef is. En daai afstand is ook so groot as wat die dipbak is, en daar moet die trap gemanipuleer word, sodat hy op die dipstel trap en dan oor die balk trap en dan trap hy weer op die dipstof, op die dipbak, en dan kry hy sy tweede dosis, en dit is 'n baie sagte toediening van 8 tot 10 mil. Dit is vir my ook belangrik dat 'n mens as jy die opstelling doen, dat jy 'n bietjie grys klippe onderin sit, want daar is op die bak is daar 'n klein metaalgeluitjie wanneer hy op die bak trap, en dan verdoesel die kliptrappery, met ander woorde die 19 mm granietklippe, verdoesel met ander woorde die geluid soos in heeltemal, en hy trap dan op die grys, hy trap op die dipstel, en dan trap hy oor dit, en daar is geen bewusmaking van die dipstel op enige manier nie. Soos ek genoem het, dat 'n tweede volume dipstof volg direk na die eerste volume dipstof, en dit is nou baie belangrik, want as jou teikengroep breinoor, bosluise of rooipote is wat jou diere se ore vernietig, dan is dit baie belangrik dat hierdie dosis dipstof op die skof en op die skouer uitgelaat word, waar die bees gewoonlik met sy ore teen sy skouer vryf, en ons dipstof so daarin kry. Die dipstof versprei ook natuurlik, en so ook op die kruis agter, want die stert versprei daai dipstowwe oral oor die geslagdele, die melkspieël en ook oor die anale gebied, en versprei dit ook by koeie suksesvol na die spene. Dis met ander woorde verskriklik belangrik, en as die beeste met ander woorde swaarder is, en dat hulle meer as 500 en 600 en 800 kilogram beweeg, dan is dit die beperking van die dipstel, dat 'n bees dalk 2 keer oor so 'n stelsel moet weeg. Ek wil net die loop van 'n dier so klein bietjie verduidelik. 'n 4-voetige dier kos aanvaar vir die argument dat as hy op sy 4 bene staan en hy weeg 400 kilogram, dat hy min of meer 100 kilogram oor sy 4 bene versprei wanneer hy stil staan. Maar wanneer hy loop, is daar altyd 2 bene in die lug en 2 bene op die grond. Met ander woorde, hierdie 400 kilogram van hom verander nou na 200 kilogram per trap. 200 kilogram per trap, 200 kilogram per trap, want dit is hoe hy nou die massa versprei. Wanneer hy stap, met ander woorde, en dit is die verskil tussen 'n mens wat loop en 'n dier wat trap. Wanneer hy trap hy 1.33 van sy massa op die dipstel. En in die vorige modelle het ek dit probeer verreken, dit is net 'n te moeilike konsep. Hierdie dipstel ignoreer dit heeltemal. As jy op hom trap, maak nou nie saak wat sy massa is, en dan kry hy sy 8 of sy 10 mil dosis. En dit is dit. En as jy wild het wat minder as 400 kilogram weeg of 200 kilogram weeg, dan kan jy hom stel, maar dan maak jy dit net 'n eenrigting waar hy die dipstof op hierdie diere kan kry. Wanneer hierdie diere dan nou oor hierdie dipstel beweeg, dan moet jy onthou dat dit is 'n massa wat van punt A na punt B toe beweeg, en dit is 'n snelheid waaroor hy beweeg, en daar is 'n afstandsfaktor ook. Met ander woorde, as die dipstel op die skouer dipstof vrylaat en daai bees is in beweging, dan beweeg die dipstof tot min of meer in die helfte van die kruis, en wanneer hy sy agtervoet neersit, dan dip hy hom onmiddellik weer, en dan skuif hy die dipstof van sê nou maar voor die bout tot agter by die melkspieël. En daar speel die stert dan 'n belangrike rol, want die stert beweeg altyd, hy smeer verskriklik baie bosluise wat jy kan kry in 'n stertpunt, dan smeer hy daai hele area daar rondom.
Soos ek genoem het, die eerste is die hoeveelheid dipstof natuurlik van belang, maar ek is 'n groot voorstander daarvan dat bosluise op spesifieke kolle waar hulle verkies om te sit, daar beheer word, want hy wil nie op 'n ander plek sit nie, maar terselfdertyd dat 'n bosluis, dat daar nog steeds blootstelling is aan die bosluise se speeksel. As 'n dier dan nou meer as 400 kg weeg, dan, soos ek gesê, dan soos 'n bul en 'n paar ander diere, dan laat jy hulle net 2 keer oor die dipsel beweeg.